Dis 'n manneding. Dis 'n manneding om van Jesus Christus te praat. Dis 'n manneding om 'n disipel te wees en dis 'n manneding om 'n disipelmaker te wees. En ek is bevoorreg hier by dis 'n manneding om vanmiddag weer te praat met 'n man wat 'n disipelmaker is en wat disipels maak en 'n bydrae lewer in sy gemeenskap en dis my voorreg om aan julle voor te hou en voor te stel vandag aan Jacques Papenfoes van Moegesukkel, net hier om die draai van ons in Pretoria. Hulle is in Centurion, ek weet hulle hou nie daarvan om te hoor hulle is in Pretoria nie. Die Centurion manne sukkel mos maar met die Pretoria ding. Maar Jacques, welkom by dis 'n manne ding en ons is opgewonde om jou storie te hoor. Maar Jacques, voor ons verder gaan, sê hallo vir die manne. Goeiemiddag manne. Dis lekker om hier saam met julle te kuier op dis 'n manne ding. Sien uit na hierdie lekker kuier saam. Cool. Dankie Jacques en jy's so welkom hier by ons en ek ken jou al baie jare sonder dat ek jou geken het. Ek het jou nou eers leer ken. Maar ek ken jou al baie jare deurdat ek vriende het wat net om die draai gewoon het van waar jou bediening is en ek was al 1 of 2 keer by jou bediening. Jy was nie daar nie, maar dis so om die draai van hulle gewees. En hulle bly nou in die Kaap, maar nog steeds het hulle my opgestel en gesê, maar as jy manne se getuienis wil hoor, daar's 'n disipelmaker in Centurion, Jacques van Moegesukkel. So ek ken jou as Jacques van Moegesukkel, maar eintlik is jy Jacques Papenfoes. Jacques, ons begin by manne ding altyd oor vertel van jou storie. So doen ons 'n guns. Ons weet jy's 'n bekende, maar vertel vir ons so 'n bietjie, vertel vir die manne so 'n bietjie van Jacques se storie. Ag ek dink ou moet maar begin by Jacques nou. Ou begin altyd by Jacques in die verlede, jy weet. Maar Jacques nou is 'n pa. Ek het 8 wonderlike kinders, nou nie almal my eie nie. 3 van hulle is my eie, maar dit is ook 'n getuienis op homself van hoe ons uitgekom het by 8 kinders. Ons kon vir 7 jaar nie kinders kry nie. En ja, 'n pa, 'n werkende man, Moegesukkel is 'n bediening. Dis nie my voltydse werk nie, dis waarin ek dien en soos jy sê, disipels maak. Dan het ek 'n normale 8 tot 5. Baie interessante besigheid waarmee ons onsself elke dag besig hou en ook werk skep vir Moegesukkel mense. En ja, dis Jacques nou. Jacques voorheen is maar 'n storie wat deel vorm van 'n ou se getuienis waar ek op 9-jarige ouderdom my ouers verloor het in 'n motorongeluk. My pa en my ma, 2 boeties en die sussie op pad van die see af. En ja, op 18-jarige ouderdom het ek verslaaf geraak aan dwelms. My verskoning was omdat ek my familie verloor het in 'n motorongeluk. En vandag is dit my motivering dat ek my familie verloor het in 'n motorongeluk en daarom kan ek verstaan en assosieer met mense wat swaar kry. En daarom kan ek vir hulle iets bied wat hopelik 'n bietjie van Jesus bevat. Ja, dankie Jacques. Wat 'n storie. En so het ons elkeen 'n storie en elke ou se storie roer 'n mens aan die hart. En dankie dat jy bereid is om dit met ons te deel en te praat daaroor en ek vertrou dat jy dit deurgewerk het. Dis kom jy die man is wat jy vandag is wat kan terugsaai in jou gemeenskap. En dankie dat jy kan sê dat dit was jou verskoning, dit was jou kruk, maar toe jy daarmee kon deel, toe is dit nie meer jou kruk nie. Nou is dit vandag jou sterkte. En dis die wonderlike deel en dis hoekom ons by Moegesukkel gaan uitkom. Maar binne in daai storie is daar iewers 'n wedergeboorte. Iewers het daai Jacques wat as sy verlies as 'n kruk gebruik het hy dit omgedraai as sy sterkte. Vertel vir ons van wedergeboorte en jou siening rondom dit. My storie is eintlik 'n lang storie om daarby uit te kom. Want ons het nou vinnig gehoor van die dwelmverslawing en ek was tussen 18 en 25 was ek vasgevang in hierdie greep. Ek was 'n heroïneverslaafde gewees. En een middag het ek in een van my mede-kollegas wat saam met my gewerk het daai tyd, Lucas Mputi, het in Pretoria Kerkplein gery en op 'n bankie het 2 boemelaars gesit. Nou, hulle name was Basie en Klasie. Nou, ons het nie op daai stadium hulle name geken nie, ons het toe gestop daar en ons het gewonder, hoorie, moet ons nie met hulle ete deel nie. Nou, daai tyd het ek en Lucas self nie baie finansies gehad nie, maar ons het toe by onsself gehad atchar, pisang, sweetou, koeldrank en brood. En ons het daar uitgeklim en binne in die Kerkplein saam met 2 boemelaars, Basie en Klasie, 'n ete gedeel.
En daai ete was spesiaal omdat daar geen voorgee was van enigiemand se kant af. Jy weet, dit was die eerste keer waar dit nie gegaan het oor wat se tipe kar ek ry of hoe ek in die samelewing inpas nie, maar dit het net gegaan oor wie ek is en wie hulle is in daai oomblik. Jy weet, en van daar af het dit ontwikkel en ek het meer en meer mense op straat kos gegee, want 'n boemelaar het ook bure. Jy weet, 'n week daarna as ek terug en daai boemelaar het bure, maar nou moet ek bietjie teruggaan, onthou ek het al my hart vir die Here gegee, die eerste keer in standaard 8 en toe weer 'n keer toe ek direk uit die skool uit nee, net voor ek uit die skool uit is, en hierso is ek in die stad en vir die eerste keer kom ek regtig na dwelmverslawing, kom ek regtig op 'n punt waar ek besef, jy weet, ek het my ouers verloor in 'n motorongeluk en die wêreld voel vir jou leeg en jy's besig om jou lewe vol te maak met die verkeerde dinge. En vir die eerste keer besef ek dat, hoor hierso, miskien is daar 'n doel en 'n plan met my lewe. Nou gaan 'n lang storie fast track en fast forward. 'n Oom het my toe gebel uit die Vrystaat uit en vir my gesê, hoorie, hy het vir my iets gebeure. Ek moet dit asseblief kom haal en ek het by hom aangekom. Hulle bly naby Harry Smit, ons het by Harry Smit gewoon. Hulle bly op 'n plaas net voor Harry Smit. En in daai proses waar ek by hom gaan kuier het net na ete het hy sy vrou gesê, "Gou gaan haal gou vir die Bybel." En sy het die Bybel gehaal en sy het by die tafel gekom en sy het die Bybel oopgemaak en daar het hy 'n brief oorhandig aan my wat my ma vir my pa geskryf het, so 3 jaar voordat ons in die motorongeluk was. Nou in hierdie proses het sy in daai brief vir my ma vir my pa geskryf en sy het in daai proses het sy vir hom gevra dat sy het vir hom gesê, politiek gaan ons nie in die hemel kry nie, want op daai stadium het hy gestaan vir die KP raadslid in Harry Smit. Sy het ook vir hom gesê dat wat gaan van ons kinders word as ons vandag doodgaan? En in dit bid sy toe 'n versie, Johannes 3 vers 30, wat sê God moet meer word en ek minder. En vir die eerste keer in my lewe het ek tot die besef gekom dat ek is niks spesiaal nie. Haar gebed is spesiaal en dis haar gebed wat my deur al die dwelmverslawing en al die uitdagings in my lewe gekry het. En dit is net deur die genade dat God haar gebed beantwoord het, dat ek vandag nog hier kan sit. En ek dink toe ek dit besef het daar 'n ander tipe wedergeboorte gekom. Daar het 'n vernootskap wedergeboorte gekom tussen my en God. Nou, sodra ek en jy op daai punt kom waar ons doelgerig voel dat ons klein ou nietige lewe vorm deel van God se groter plan in hierdie skepping en samelewing, dan kom daar 'n ander wedergeboorte en daai wedergeboorte word eintlik gebore in identiteit waar ons nou besef dat ons is saam met Christus in hierdie wedloop en dat hy het sy deel voltooi en dis nou ons beurt om ons deel te voltooi. Jy het my nou belaai met Basie en Klaasie se storie en die invloed wat iemand wat vir alle mense wat daar verbyry geen verskil maak nie, wat so impak in jou lewe het en so verskil kom maak vir daai oomblik van Heilige Gees inspraak in jou lewe en dis so mooi. Maar dit bring jou by met jou hart, met jou liefde vir Jesus, met hoe jy ons nou verduidelik het hoe jou hart verander het en jy noem dit wedergeboorte en dit was so mooi gestel. Maar hoe jou hart verander het jy by 'n bediening uitgekom en jy het vir ons vroeër vertel jy het 'n bediening wat moeg gesukkel is, maar eintlik het jy 'n 9 to 5 ook, maar moeg gesukkel is jou bediening waar jy verskil maak. Maar vertel jy vir ons so 'n bietjie van moeg gesukkel. Ek dink ons moet teruggaan na Basie en Klaasie toe. In die feit laat nadat ek die brief ontvang het en nadat ek eintlik my identiteit in Christus opgeneem het, jy weet, dis nie iets wat net daar is nie. Jy weet geloof en wedergeboorte en hierdie hele proses is eintlik maar 'n werkwoord.
Jy weet, pastore kom kuier hierso by my op die Moegesukkel perseel, dan sit ons nie in 'n ordentlike kantoor nie, en ek laat hulle hier op die hele perseel rondloop, waar die son ons bietjie klits ensovoorts, en so aan die einde, net voor die einde, dan sê ek, weet julle hoekom sit ons nie in 'n mooi kantoor nie? Ek sê, want die werk begin hier waar die tekkerie eintlik tref. Jy weet, in 'n ongemaklike sone. Ons almal verwag dat hierdie pad wat ons stap met die Here, jy weet, ons is nou in verhouding met hom en alles moet nou gemaklik gaan. Jy weet, dit ons is nou kinders van die Here, ons moet geseënd wees, maar dit was nie die geval nie. Ek het op daai stadium met 'n groen Conquest, my meisie se ma se Conquest, 'n groen Conquest met pink strepe, het ek en Lukas en Poetie tuindienste gehad, waar dit net ons twee is wat in jou tuin werk. En die geldjies wat ons uit dit uit gemaak het ons dan gebruik 2 keer 'n week. Dit was op donderdaande en op sondaande om uit te gaan en mense op straat, Basie en Klasies, te gaan kos gee. Dit het toe so gebeur dat ek op 'n stadium het ek in Centurion Mall geloop en ek het een van my vriende wat saam met my op skool was ontmoet en ek en hy was lekker saam stout geweest en hy en sy sussie het gestap en toe ek hom ontmoet het, vra ek, "Hey man, hoe gaan dit?" Toe sê hy, "Nee, baie goed man." En hy en sy sussie begin toe beklei want sy sê, "Hoe kan jy sê dit gaan goed? Jy kom dan gister uit die tronk uit." En ek het sy ouers ook geken en in daai posisie toe neem ek en ek maak van hierdie gebed en hierdie wedergeboorte saak van my maak ek 'n werkwoord weer eens en voor ek kon dink sê ek vir hom, "Maar hoor hierso, kom bly by my. Kom bly in my huis." En binne 'n maand is daar 8 mense en dis die begin van Moegesukkel. Nou, daai 8 mense het ook 'n werkwoord geword, want hulle moes die mense in die gemeenskap dien. Jy weet, daar's 'n ou oom wat nie sy geete kon skoonmaak nie, 'n ander ou oom in ons gemeenskap wat nie sy gras kon sny nie. En ons as 'n groep het toe die gemeenskap begin dien. En ons het saam uitgegaan op straat en 'n groter verskil gemaak. En so het die fondasie van Moegesukkel eintlik bymekaar gekom totdat ons later in hierdie is getuienis op getuienis wat ons op ander kere kan deel. Jy weet, ek kan vir jou so oor hierdie laaste 10, 15 jaar kan ek vir jou so 20 getuienisse wat ons vir 'n halfuur kan besig hou oor praat, maar ons het toe in 'n groot perseel ingetrek en dit is die ontstaan van Moegesukkel. En ons het net van daar af meer en meer versoeke gekry van mense wat hulp benodig en ons huis is vandag weer meer as 70 mense, waarvan 'n groter meerderheid ou mense is, maar dan het ons ook 'n jonger groep en span wat produktief werk elke dag en 'n verskil maak en vorentoe gaan. Ja, dit dis willer en weier is wat ek gedink het Moegesukkel is, want ek het maar net die een plek geken, die een perseel geken waarby ek die voorreg gehad het om 'n draai te maak saam met Willem en Sharon. Maar ja, dis interessant dat jy terugkom na Basie en Klasie se storie toe, omdat daar soveel Basies en Klasies is, was jou woorde daaraan. En vertel vir ons so 'n bietjie van die mense wat julle bedien. Vertel vir ons so 'n bietjie van die mense wat julle binne in Moegesukkel huisves op die stadium. Wat is die rede hoekom is die mense by Moegesukkel? Ons is jy weet dis een ding en dit is maklik om iemand van die straat af te haal. Jy weet, ons kan vir hom klere gee, ons kan vir hom kos gee, ons kan hom shower, ons kan sy hare sny, ons kan sy tande uitsorteer, ons kan vir hom 'n bril kry. Dis een deel. Wat dan? En onthou Basie en Klasie het eintlik gesit in 'n posisie waar hy of sy was omdat hulle hoop verloor het in die lewe. En jy weet, baie mense kom by my sê vir my, maar hierdie naam Moegesukkel, hoekom Moegesukkel? Dis so 'n negatiewe naam. Dan sê ek vir hulle gaan kyk mooi na die detail binne in die naam. Daar's 'n mannetjie met 'n vlaggie aan die einde van die logo waar die mannetjie eintlik 'n vlaggie plant en hy sê eintlik hy's klaar gesukkel. Nou, sodra ek en jy in hierdie gemeenskap van ons, waar ons, soos julle gesê het, disippels moet maak, disippelskap is 'n pad wat ek en jy met iemand stap. Dis nie net van ontmoeting, wedergeboorte, steek jou hand op, kom ons bid nou saam met jou nie. Dis 'n verhouding vorentoe. So in hierdie proses probeer Moegesukkel om altyd daai plek te vul waar ons oor 'n lang termyn met hierdie persoon eintlik maar
'n habit change doen, waar ons sy ou habits vat en ons vervang dit met nuwe Jesus habits, waar ou die vlees in die proses oorwin, en jy kom en jy maak die gees sterker. Nou, vir party mense is dit 'n ding wat baie vinnig gebeur, en party mense wat bietjie seerder kry, vat dit bietjie langer, en dis hoekom ons in Moegesukkel 'n klomp entiteite het waar ons dan saam met hierdie ou pad kan stap. Jy weet, ons pak byvoorbeeld kospakkies waar ons vir so 200 families buitekant Moegesukkel elkeen 'n kospakkie elke 'n maand kan gee. Dan het ons ook ander tipe projekte. Jy weet, ons het baie ou mense op die perseel. Hulle moet ook, jy weet, hoeveel keer 'n week moet hulle nou uitkom by dokters, hospitale, daai tipe van besoeke. Maar dan het ons ook ander tipe projekte waar ons byvoorbeeld besig is om 'n hondekennels op te sit, waar ons die ouer mense wat nêrens heen het om te gaan oor Paasfees of jy weet, ons het hulle op straat gekry sonder familie, gaan ons dan nou aan die een kant 'n honderescue begin, en aan die ander kant is dit 'n kennel, waarin hulle dan na mense se honde kan kyk terwyl hulle op vakansie gaan. Ons het ook 'n koskarretjie projek waar ons nou 'n koswaandjie uit gaan sit op verskillende punte in Pretoria, waar ons in die oggend pannekoek gaan koop en in die middag ons signature burger. Maar dis net kortliks geraak aan 'n paar van die goeders wat Moegesukkel by betrokke is. 'n Groter gedeelte van die jong mense dan wat hier bly werk dan in 'n besigheid wat ek begin het so 5 jaar terug, en die besigheid groei van krag tot krag, in sodat ons skep so vinnig werk dat ons nie vinnig genoeg mense kan gesond kry om al daai poste te vul nie. Jy weet, en dis wonderlik dat God in hierdie proses, en onthou ek het in die begin gesê dat die perspektief van disippelskap en die perspektief van wedergeboorte is, ek is nou wedergebore, nou moet alles net met my goed gaan. Daar is 'n pad wat ek en jy stap, en in daai pad is daar moeilike tye, en daai moeilike tye gom en vestig 'n verhouding met Jesus Christus. Want ek sê altyd, a man with an experience will never be left to the mercy of a man with an opinion. En in daai tye wat ek en jy baie keer dink God is ver van ons af, is eintlik die presiese tyd wat hy so naby aan ons is, want ons is saam met hom besig om 'n experience te kry waar hy ons alles is, en dan met daai experience gaan ons uit, en dan kan ons disippels word, en dan kan ons eers 'n verskil gaan maak, want geen opinie van enige iemand kan ons experience wegvat nie. Ja, dis 'n waarheid. En ek's opgewonde oor die feit dat jy die woord inbou, dat jy sê oor 'n langtermyn bou ons verhouding met iemand. So as jy iemand van die straat afhaal, is dit net gou-gou 'n tjoef-tjaf en daar's die persoon weer verlore iewers nie. Jy bring die persoon van die straat af, kry die persoon skoon in aanhalingstekens, skoon van ou gewoontes, skoon van ou maniere, skoon van doen, sodat hulle weer bruikbaar is, sodat hulle weer 'n bydrae kan maak in hulle gemeenskap en selfs werk kan kry binne in dit. Kom ons praat net bietjie oor hierdie idee van iemand help van die straat af wat moeilikheid het. Kry julle baie te doen met mense wat dwelmafhanklikheid of ander afhanklikhede het, of probeer julle hulle in 'n ander plek kry, of help julle met dit? Ek weet daar's 'n klomp tegniese goed rondom iemand te help wat 'n dwelmverslaafde is, as ons nou maar die term kan gebruik. Maar vertel vir ons, wat doen julle by Moegesukkel in sulke gevalle? Vroeger jare het ons mense van die straat af gehaal, en ons was minder kieskeurig daai tyd, as ek dit so kan noem. Jy weet, 90% van mense wat op straat is, het 'n dwelmafhanklikheid. En dit maak dit baie moeilik binne in hierdie omgewing. En ons het dit vir 10 jaar gedoen, maar ek het toe, jy weet, dwelmafhanklikheid en rehabilitasie, ek was self daardeur, kom met 'n ongelooflike klomp teleurstellings. Jy weet, die persoon kan homself nie eens vertrou nie, nietemin hoe kan jy hom vertrou? So op hierdie stadium, as ons daai tipe mense kry, dan probeer ons hulle verwys na die regte tipe van plekke toe, maar sodra hulle dan geholpe is en skoon is, dan gee ons vir hulle 'n kans by Moegesukkel.
in die werksentiteite wat ons het. Ons werk saam met 'n paar rehabilitasiesentrums waar hulle dan mense wat programme klaarmaak na ons toe verwys sodat ons dan daai verhouding disippelskap pad saam met hulle kan stap. Cool, dankie dat jy dit opklaar. Dit was wat in my gedagte was, maar ek wou dit nie sê nie, ek wou dit graag van jou af hoor. Dankie Jacques. Maar Jacques, julle is besig in julle gemeenskap. Kom ons gesels gemeenskap. Vertel ons van hierdie bydrae wat julle maak in die gemeenskap daar waar julle is. Hoe kan die mense in die gemeenskap weet wie julle is, waar julle is, wat julle doen, wanneer kan hulle van julle diens gebruik maak? Wanneer kan hulle 'n bydrae tot julle maak? Want as ek 'n diens vir die gemeenskap lewer, is altyd iets wat ek wil terug hê by die gemeenskap en gee vir ons daar so 'n bietjie insig en balans van moegesukkel en hoe mense in die gemeenskap moegesukkel kan sien en moegesukkel kan gebruik, maar moegesukkel kan help. Jy weet ek dink net van ek wil dit net vinnig in 'n klein ander rigting stuur. Einde laas jaar kom ek tot op 'n punt waar ek besef, jy weet, dit is baie maklik om te sê dat jy het 'n Paulus bediening of jy's 'n Dawid of een of ander figuur in die Bybel, maar ek dink dit strek eintlik baie dieper as dit. Jy weet, ek glo dat elke keuse wat ek maak in hierdie pad en verhouding wat ek saam met God stap, word eintlik maar gedokument soos in 'n klein mini Bybel. Jy weet, eendag gaan ons in die hemel kom en dan gaan daai manuskrip voor ons lê want dit is waaroor my en jou oordeel gaan die dag wanneer ons by die poorte instap. Jy weet, en ek het baie gaan kyk na die verskillende aspekte van, maar wat is dit regtig om in die gemeenskap 'n verskil te maak? Wat is dit regtig van my? Jy weet, dit is baie interessant. Ek vra vir baie mense, maar wat is jou opdrag van God af? Jy weet, het jy al 'n opdrag gekry? Is jy doelgerig besig om dit uit te voer? En die hartseer deel van dit is dat 95% van alle mense sê vir my dat hulle wag nog op God om vir hulle eintlik duidelikheid te gee oor dit wat dit is wat hulle in die koninkryk moet beteken. Nou as ons gaan kyk na die Ou Testament, was daar baie profeseë oor Jesus wat gaan kom as verlosser en dat hy gaan sterf vir ons sondes. En verder as dit in die Nuwe Testament was daar 'n groot opbou tot die kruisiging waar hy gekruisig is. En na sy opstanding het hy, die eerste ding wat hy gesê het, hy het vir sy disippels gesê om hom op die berg te ontmoet. En toe hy daar aankom, toe sê hy vir hulle 'n paar goeders. Dit hy eerstens gesê, all authority on heaven and earth has been bestowed upon me. Gaan uit en maak disippels van alle nasies en leer hulle om al hierdie dinge wat ek julle geleer het te onderrig. En laastens, moenie bang wees nie, want ek is met julle. Nou, ek dink daar het ek en jy en ons almal direk klaar die opdrag gekry. Ek dink daai is 'n duidelike opdrag en as ons gaan kyk na hierdie gemeenskap deel en wat ons in die gemeenskap moet doen en wat die gemeenskap vir ons moet doen, is dit dood eenvoudig dat dit is wat die gemeenskap op hierdie stadium nodig het. As daar 'n diens is wat die gemeenskap nodig het, is dit die diens dat ek en jy ten volle moet verstaan dat dit gaan net oor die koninkryk van die hemele en dat ek en jy al klaar 'n identiteit in dit het en 'n opdrag al klaar gekry het van Jesus nadat hy uit die dood uit opgestaan het. En ons is besig met 'n paar projekte, byvoorbeeld ek het net nou gepraat van ons koskarretjie wat ons nou gaan uitsit. Ons wil daai koskarretjie gebruik op naweke om uit te gaan in ons gaan by winkelsentrums permissie kry om binne in hulle parkeerareas 'n Jesus klets koskarretjie, koffiewaandjie te gaan neersit sodat ons verder kan uitreik en mense kan uitnooi om net actually in 'n omgewing saam te kom klets oor Jesus. En uit daai perspektief uit, dan gaan ons kyk en hoe kan ons hierdie riglyne wat Jesus ons gegee het, hoe kan ons dit dan doeltreffend toepas? Bedoelende, daar's verskillende maniere, ons kan die aand saam met hulle praise and worship, en die volgende dag kan ons hulle uitvat op 'n uitreik, na een van die kinderhuise toe, jy weet, ons was vandag, daar was hierdie
hierdie week was daar Sondag, was daar op Carte Blanche 'n dokumentêr gewees waar Uncle Ben's Den uitgewys is as hoe sleg word die mense behandel. En gewoonlik met so 'n ding lok dit ongelooflik negativiteit. Ons het vandag soontoe gegaan om te gaan kyk, hoor jy, die probleme is geïdentifiseer, maar hoe kan ek die oplossing wees? Hulle sit tot met 'n probleem met weerlyse wat hulle nie kan tot niet kry nie. Ons het van oormôre af spanne wat ingaan. Ons het klaar vandag met mense gepraat en ons het van oormôre af spanne wat ingaan wat gaan seker maak ons help hulle om al hierdie uitdagings wat hulle in die gesig staar te oorkom. Jy weet, dit is baie maklik om by 'n plek aan te kom en foute uit te wys. Dit is baie moeilik om by 'n plek aan te kom en al jou tyd te vat om foute reg te maak. En ek dink dis waar die gemeenskap verskil inkom. Ek is in verhouding met Jesus. Ek voer direk sy opdrag uit. Hy het my nie 'n opdrag gegee om te oordeel en foute te soek nie. Hy het my 'n opdrag gegee om oplossings te soek en in die proses disippels te maak. Ja, dis goed gestel, dis goed opgesom. En ek hou van daai ene. Kom ons, en dankie vir julle bydrae en om nie te gaan fout soek nie, maar om eerder te gaan help om die antwoord te wees. Want daar's baie plekke wat mense wil help, maar hulle kom in die moeilikheid oor die finansies wat nie goed genoeg is nie, dan kom hulle nie by al die plekke uit nie. En ons weet, ons gee self so 'n klein bietjie kos. Ons hang dit glad nie aan die groot klok nie, want ons het soveel meer mense wat wil kos hê as wat ons tot ons beskikking het om te kan uitdeel. Maar wat 'n voorreg sit om as ons gaan kos uitdeel om met die mense te kan praat en Jesus te kan deel. Maar kom ons gaan terug na, jy het vir ons vroeër gesê, jy het 'n brief gekry van jou ma wat jou ma en jou pa geskryf het en waar sy gepraat het van Johannes 3:30 van God meer in my en ek minder in hom. Maar binne in dit is daar as 'n aanhangsel, maar binne in dit is daar getuienisse van hoe God deurgekom het vir julle by Moegesukkel. Deel met ons een of twee van jou getuienisse met goeie uitkomste wat gebeur het met mense wat by Moegesukkel aangeklop het. Ek kan die een gebruik. Kom ek gebruik sommer die een van die nuutste. Jy weet, ons is op 'n baie groot perseel en die eienaar van die perseel was ons baie tegemoetkomend. In die feit dat ons eintlik maar hierdie perseel was heeltemal afgebreek. Alhoewel hy baie groot is daar baie uitdagings. Hier was nie dakke nie. Hier was nie krag nie, was nie water nie, was nie deur nie, was nie vensterrame nie. Hier was nie 'n rioolstelsel nie, was nie waterpype nie. En vir die eerste klompe jare het ons die perseel opgebou en ons finansies gebruik om die perseel op te bou. En hulle het ons gedruk om die totale kontantprys van hierdie perseel te betaal wat 'n bedrag van 4,5 miljoen is. Nou dit klink baie, maar as jy ooit op hierdie perseel kom, sal jy eintlik besef dis nie baie nie, as gevolg van die hoeveelheid goed wat hier is. En so Oktober laas jaar, toe stuur hulle vir ons 'n eviction letter. Bedoelende vir die ouens, julle het nou al met ons afsprake gehad, julle het al op datums afgekom en ongelukkig het julle nog nie hierdie koopprys betaal. Ek stuur toe vir hulle e-pos en sê, ek wil net eerstens hulle bedank vir die generosity wat hulle teenoor ons gehad het die laaste klompe jare. En hierdie het regtig vir ons 'n huis geword. Ons kan ongelukkig nie, want die partye wat ons sou help het nie na die partytjie toe gekom nie. Ons kan ongelukkig nie die 4,5 miljoen rand betaal nie, maar ons sal R70,000 'n maand betaal aan die bedrag en so kan ons dit dan aftrek van die oorspronklike bedrag af. Ons sal dit waardeer as hulle ons aanbod so aanvaar. Hulle stuur toe so 2 weke terug, stuur hulle vir ons 'n kontrak deur en hulle aanvaar dit, rentevry. Dit was die 18de November. Die 19de November, toe praat ek met Gerda, ons boekhouer, en sy sê toe vir my, hoorie, sy is besig om 'n 18A sertifikaat uit te maak vir iemand, en daai 18A sertifikaat is ter waarde van R70,000. Die dag direk nadat ons die kontrak geteken het, betaal iemand vir ons R70,000. So gaan dit toe en ons betaal tot die volgende maand weer en einde Januarie moes ons
moes ons weer 'n betaling maak en so net voor die einde van die maand, dan loop 'n ou in jou ongeloof en jy wonder hoe, en net op besluit ek, maar weet jy wat, I'm not going to be left to an opinion of a voice in my head. Ek gaan my geloof bou op die experience wat ek het, en daai experience is van so 'n aard dat God die vorige keer direk nadat ons die kontrakpaad het voorsien het. En ons kry toe daai selfde dag 'n oproep van mense af wat hiernatoe gekom het en hulle wou kom kyk wat ons doen. En ons het hulle deur die perseel gevat en ons het boontoe opgestap en nadat ons hulle alles gewys het, toe sê hulle, hoor hierso, ons het 'n kontant bedrag hier beskikbaar. Wat wil julle hê? Wil julle hê ons moet dit vir julle gee of wil julle hê ons moet graag vir julle iets doen by my gesukkel? En my antwoord aan hulle was toe direk dat, hoor hierso, die Here sal vir jou wys en sê wat jy moet doen. En ek vertel hulle toe die getuienis van hierdie R70,000 wat die ander persoon vir ons inbetaal het. En die interessante deel van daai eerste R70,000 is dat daai mense het 3 bedrae aan 3 verskillende plekke oorbetaal. Dit was R70,000 aan een, R25,000 aan 'n ander een en R5,000 aan 'n ander een. Ons kon die 5 of die 25 gekry. Maar dis ongelooflik toe ons met hulle die getuienis deel, dat daai mense emosioneel raak oor die feit dat hulle reg gehoor het dit wat God hulle gegee het. En terwyl ek hierdie getuienis vir hierdie mense vertel, bars hulle uit in trane, want dit is amper presies die bedrag wat hulle hiernatoe voorgekom het en God op hulle hart gedruk het. Jy weet, en dit bou ons geloof om te besef dat, jy weet, vergeet al die ander goed. But seek ye first the kingdom of God and all his righteousness, and all these things will be added to you. Ons het byvoorbeeld, ek wil net met een van die mense se storie vertel, daar was 'n tannie wat in Randburg op straat gebly het. Jy weet, as iemand op straat is, of op straat bly, dan word ons getag. Ek word getag in Facebook deur 50 mense. Jy weet, en hierdie tannie se storie was uniek, want sy en haar hondjie het op straat gebly, maar sy hoort nie eintlik op straat nie, en ons kry toe haar foto en ons plaas toe haar foto en ons spoor toe haar familie op, en dis toe eintlik 'n persoon wat as 'n missing person opgegee was, en haar familie sê toe vir ons dat hulle haar al probeer help het, maar dat sy sielkundige probleme het en dat sy bang is. So het ons probeer om haar te help te wees, en sy het net glad geen vertroue gehad nie, en ons almal het terugverwys na 'n sielkundige probleem. Soveel so dat ons haar deur 'n vorm B van die straat af moes kry met haar familie se permissie, 'n ambulans moes kry om haar te sedate, sodat sy hospitaal toe kan gaan en sodat sy medikasie kan begin drink. En so het hierdie tannie in die proses na 72 uur uit die hospitaal uitgekom, en ons sou haar Moegesukkel toe bring, en by een robot toe spring sy uit die kar uit, toe hardloop sy weg. En toe moes ons die hele proses 'n paar maande daarna weer van voor af doen. Die tweede keer in die proses, toe gaan ons en ons vat ordentlik tyd, en die sosiale werkers het haar toe eers hiernatoe gebring. En toe kry ons tyd om haar te ontmoet. En sy stem toe oor in om hiernatoe te kom, en die dag het ek haar persoonlik self gaan haal in die karrepad hiernatoe. Toe sê sy vir my, hoorie sommer, daar's niks fout met haar nie, en ek kom toe agter, maar hoorie, daar is niks fout met die tannie nie. Tannie Mart is haar naam. Die enigste probleem wat sy het, is dat sy was in 'n rooftog gewees waar sy aangeval was en oor die kop geslaan is, en dit het haar 'n ongelooflike vrees vir mense gegee. En dis hoekom sy eenkant op straat, haar familie glo haar nie. Niemand glo haar nie, en dis hoekom sy eenkant op straat gebly het. Jy weet, as ons opgegee het op daai tannie, dan was daar nou nog iemand op straat gewees wat nie daar moes gewees het nie, as jy hoor wat ek sê. En dis deel van hierdie disippelskap pad wat ons stap. Ja, dankie vir julle hart, en dankie vir julle indruk, en dankie vir julle doen. Tyd is altyd 'n probleem, en tyd is besig om ons in te haal, maar ek wil jou vra om die manne wat luister na dis 'n manne ding, wat luister na jou storie, wat luister na wat julle doen, wat luister na julle hart, kom gee vir ons 'n woord van bemoediging, kom bemoedig die manne deur wie Jacques is,
en wat julle doen by Moegesukkel. Kom gee vir die manne 'n woord van hoop. Kom saai in die manne in, sodat die manne kan opstaan in hoop en gaan doen. Jy weet, vir 'n klompie jare was dit baie moeilik geweest en die eerste 10 jaar van Moegesukkel was ongelooflik moeilik geweest. Maar ek het nooit opgegee nie. So 5 jaar terug toe kom ek op met die idee van ek wil graag, hoe in die bediening het 'n mens finansies nodig? En ons glo dat ons finansies kan kry deur om hard te werk. En in die proses het ek 'n paar rand eenkant in 'n laai en ek wonder toe, wat kan ek doen om geld te vermenigvuldig, om werk te skep en dan deur werk te skep om mense te help. En ek klim toe eendag in die stort en die Heilige Gees praat met my en hulle sê, maar hoorie so, ek het 'n ou TV gehad wat in die sitkamer gestaan het. Gaan vat daai TV en gaan verhuur hom. Noem die maatskappy Rental Buddies. En ek het daai TV gevat en ek het 'n foto van hom geneem. Die Vrydag aand, die Saterdag het ek 'n logo gekry van 'n ouetjie wat van freelance design werk doen. Die Sondag toe plaas ek hom op Facebook Marketplace, die Maandag het ek 12 applikasies vir die TV. Die Dinsdag toe draaf ek 'n vinnige kontrak en die Woensdag toe verhuur ek daai TV, nogal ironies, aan 'n jong man wat by Talisman Tool Hire werk. En so bel iemand my toe eendag en vra my, hoorie so, wil julle nie aan my 'n bed verhuur? En ek wonder toe, wie sal ooit 'n bed wil huur? En ek besef toe, daar is nie so iets daar buite nie. En vandag het ons 'n bedfabriek waar ons 50 mense in diens het en ons teken elke dag genoeg kontrakte sodat ons al 50 daai mense besig hou. En ek wil net vir elke ou daar buite sê dat as God met my 'n pad kan stap en sy sin van humor so kon wees dat hy vir my iets geskep het om werk te skep na al die moeilike tye en iets wat niemand gedink het kan werk nie. Dit beteken vir my dat ons dien 'n almagtige God en as hy in my posisie so kan voorsien, dan kan hy net soveel te meer in jou posisie vir jou ook voorsien. Ek dink ons moet ophou wag op die Here. Ek dink dis een van die groot struikelblokke en ek noem dit 'n struikelblok want partykeer kan dit wees dat die vyand wat rondloop soos 'n brullende leeu in die nag, miskien partykeer op sagte maniere brul, as jy hoor wat ek sê. Dat hy ons terughou op sagte maniere. Dis nie altyd dat hy kom op 'n harde manier dat ons dit duidelik kan sien nie. Jy hoor wat ek sê. Hy kan baie keer kan hy ons terughou van dit wat God wil hê ons moet doen vir hom op 'n sagte manier. En ek dink in my geval was dit net elke keer het ek net uitgegaan en gedoen. Elke keer het ek het baie foute gemaak. Ek is nie perfek nie. Maar ek was bereidwillig om my hand op te steek. Ek was bereidwillig om betrokke te raak. Ek was bereidwillig en ek het al baie kere alles weggegee, karre weggegee. Jy weet my rekening leeggemaak om ander te help. Ek sê nie nou jy moet dit doen nie. Asseblief moenie dink dis waar dit gaan nie. Ek praat van om jouself bruikbaar te maak vir die Here. Maar ek moes elke keer die eerste tree gee. God het nie die eerste tree gegee nie. En elkeen van hierdie goed het Jacques die eerste tree gegee en dan God 20 tree gegee. En Jacques het weer 1 tree gegee en God het 20 tree gegee. Jy verstaan, ek het wie sou ooit gedink het jy kan 'n bed verhuur? Okay? Ons sit met 17 distribusiepunte nasionaal. Ek het daai tree gegee. Ek het nie stil gesit nie, maar terwyl ek daai tree gegee het, het ek vir God op ander plekke ook tree gegee. En ek gaan afsluit met die volgende. Ek sien ons as Christene of volgelinge van Jesus, almal sit op 'n stoele in 'n ry langs mekaar, so ver as wat die oog kan sien. Okay? En reg voor ons is daar 'n paartjie wat wil skei. Nou tik ek die ou hier langs my en ek wys vir hom, hoorie, dis sy job en hy tik weer die ou langs hom. En niemand van ons staan op
want dit gaan ons tyd kos. Jy het nou net gepraat van tyd. Niemand van ons staan op en doen iets nie. En 5 stoele verder spring hy op en hy sê, hoorie, ek het 'n bakkie, ek sal jou help trek, want dis die vinnigste solution. Kom ons kry jou net gou uit hierdie situasie uit. Dan sal ons jou daarna help en kyk hoe kan ons dit redder. Maar ons sit nooit daai tyd in daarna nie. En dis vir my die hartseer deel, is daai waar ons sit en wag op God, terwyl die wêreld om ons verkrummel. En dis waar moege sukkel inkom en sê, ons gaan nie sit en wag nie. As ons hoor ons weerlyse by Uncle Ben's Den, dan gaan ons toe ry en ons gaan 'n verskil maak. Want dis 'n geleentheid vir ons om ons lig te skyn. En dis waar ek ouens daar buite wil bemoedig en sê, kom ons staan net op en doen iets. Kom ons staan net op en wees iets. En in die proses gaan God my en jou momentum gebruik om miskien 'n groter ding te doen as moege sukkel. Jy weet, om miskien regtig 'n groter ding te gaan doen as Reinhard Bonke. Ek gaan jy nou sê, byvoorbeeld, al hierdie manne wat baie groot bedieninge het, was ook gered deur iemand. En ons hoor nooit daai iemand se storie wat hulle gered het nie. Ek en jy kan dalk net een persoon gaan red, wat die volgende revival veroorsaak. Dit hoef nie noodwendig ek of jy te wees nie. Dit kan iemand wees wat ons red. So kom ons staan op. Kom ons gaan doen iets. En dit kom teen 'n prys. Dis soos daai pastoor wat hier saam op die perseel rondloop. Na uur dan brand die son ons en. Welkom tot die real world. Dis waar die tek die deur tref. Dis waar die werk lê. Ja, dankie Jacques. En ek het geweet een of ander tyd gaan daai pastoor in jou opstaan en die woord gaan deurkom en jy gaan deurdruk en dit sê en jy het mooi gehou, maar die dambal het gebreek aan die einde, want jy het soveel om te gee, jy het soveel om te sê en te help en te leer, en jy het soveel geleer, maar jy was bereid om dit te gaan saai, jy was bereid om die tyd te gaan maak, en ons wil vir jou kom sê, dankie vir jou hart, dankie vir moege sukkel, en sê vir almal by moege sukkel, almal wat daar dien, almal wat daar help, sê vir hulle, ons sê dankie vir almal wat daar woon, wat daar werk, sê vir hulle, ons sê dankie, en vir elkeen wat 'n bydrae daar maak. Ek weet, iewers waar hierdie video gaan uitkom, gaan daar iemand wees wat jou gaan kontak, met jou gaan praat, en ons sal jou kontakbesonderhede vir moege sukkel, sal ons binne in die beskrywing plaas vir iemand wat met jou wil gesels, en ons nooi mense uit om by julle te kom besoek, en vir julle te kom sê hallo, en ek weet, ek sê dit tong in die kies, want ek weet, ek's die eerste een wat jou gaan sê, wanneer is jou dagboek, wanneer is daar tyd, ek wil saam jou kom beddens kyk, ek wil saam jou kom rondloop daar by jou by moege sukkel, so, maar dankie Jacques, dankie vir jou bereidwilligheid om jou storie te kom deel, ons groet manne, dis 'n manne ding om 'n disipelmaker te wees, dis 'n manne ding om disipels te maak, en dankie Jacques, dat jy 'n disipelmaker is, en dat jy disipels maak, en dat jy nie bang is om jou moue op te rol, nie ding te doen nie, en dat jy ons wys, dat ons ook kan 'n verskil gaan maak. Ons seën jou bediening, ons spreek 'n seën daaroor. Totsiens. Totsiens, goed gaan. Dankie Jacques, bye bye.